Here Jesus, ons kom staan voor U. U is heilig. Great are you, Lord. Here, U is almagtig, U is alomteenwoordig, U is soewerein. Here, heilig en waardig om aanbid te word. Here, my gebed vanaand is, mag ons U aanskou. Mag ons U ervaar, mag ons sensitief wees vir U Gees. Heilige Gees, kom bedien ons. Mag ons U ervaar vanaand. U teenwoordigheid is soet. Dankie, Jesus. U is goed vir ons. Word verheerlik. U naam alleen. Amen. So, my preektitel vanaand is ten dele hier op aarde. En waar dit vandaan kom, ek wou wees by sleutelgat van die koninkryk, maar dit is 'n bietjie weird. Mense fokus op die verkeerde nommertjies, of die verkeerde letters. So mens kan nie, dis net jy wat kan daai woord kan gebruik. Gat, maar ek het hom nou gebruik. Die prentjie wat ek heeltyd sien is soos iemand wat deur 'n sleutelgat kyk, en ek gaan dit hom gebruik want dit is maklik. En probeer sien wat aan die ander kant van die deur aangaan. Die koninkryk aan die ander kant van die deur. En ons wat, as ek nou, ek gaan nie deur iets vir julle loer nie, maar as ek deur die gaatjie gaan loer, gaan ek nie die hele kamer sien nie. Ek gaan van die goeie sien. Ek gaan nie die volle konsep sien nie. En dis waar die titel van ten dele op aarde gaan nou die skrif daar met julle deel. Maar dis waar die konsep kom. Baie keer wil ons indruk, maar jy sê, hoe gaan die koninkryk wees? Hoe gaan dit? En ons gaan ten dele verstaan. Ons gaan nie in die volheid verstaan nie op aarde nie. Maar met daai bietjie wat ons kan sien, wat maak ons met die bietjie wat ons hierso kan affekteer, hierso mee kan beweeg? En dis die konsep waaroor vanaand gaan. Waarvoor word ons geroep? Leer ken sy stem. Waarvoor word, ek weet daar's 'n roepingkursus, maar waarvoor word ons in die eerste plek geroep, nog voordat ons praat oor ons spesifieke my seun, hierdie is waarvoor ek jou roep, behalwe daai ding, waarvoor anders word ons ook voor nog geroep, as Christene, as disippels, as volgelinge van Christus. En dis wat ek nou vanaand wil kyk, en dis hoekom leer ken sy stem vir my so belangrik is, sodat ons kan ervaar, kan hoor, yes, my seun, doen die, vat gou aan die, raak betrokke by daai persoon se bediening, raak betrokke by hierdie, en iets so klein soos dit, is wat mense lewe kan verander. Hoeveel keer het ons al gehoor oor getuienisse, oor mense wat 'n klein stemmetjie net ergens fluister, is nie God het op jou skree nie, maar op 'n klein stemmetjie, so jou kom bedien, en jy dink baie kere, is nou maar net 'n tweede gedagte. En om daai stem te erken, dat dit nie net 'n tweede gedagte is, sodat jy dit nie een kant toe stoot nie. 1 Korintiërs 13, vers 12. En toe hy deur die Fariseërs gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Met sigbare tekens nie. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie. Want die koninkryk van God is binne julle. Ek het daar verkeerd gepraat. 1 Korintiërs 13 vers 12. Ja, nee. OK. Nee, maar hierdie een wat ek hierso kom ek lees wat ek hier het. Maar as ek sê, wow, nee, want hierdie een ek gaan seker maak, miskien is dit baie chance net verkeerd. Maar 1 Korintiërs 13:12, sorry, 13:12 sê, want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Damet, ek het vir julle die volgende een gegee. Nee, dat julle voorsmaakie vir wat kom hierna. Maar nou sien ons, great, ten dele, want vir nou lyk dit, ek kyk deur die sleutelgat en ek sien die bietjie van 'n kas. So ek sien seker hoe die volle prentjie van die kas lyk, en miskien is daar iets heel anders betrokke by hom. Maar ons sien nou in 'n raaisel, eendag gaan ons volle verstaan. Maar nou, met hierdie bietjie inligting wat hy het, as ek vir jou sê, hier's 'n kar, ry hom, sonder dat jy enigiets gaan weet,
jy ken nie die volle prentjie nie, so jy weet nie tot watter kapasiteit hierdie ding eintlik kan funksioneer nie. Jy weet nog nie eens van ratte verander nie, net minder weet nog in rat sit. So vir jou is dit iets wat stil staan en wiele het. Maar in daai selfde konsep, sodra jy verstaan eendag volmaak, verstaan ons soveel meer as wat ons hier in dele gaan verstaan. Lukas 17 vers 20 tot 21. En hier is eintlik waar ek by dit uitkom. Ek gaan, dis niemand se skuld nie. Dis YouVersion se skuld. Nee, dis YouVersion se skuld. So YouVersion het, die regte skrif is op, maar die verkeerde woorde is daar. So Lukas 17 vers 20 is wat ek vir julle gelees het. En toe hy deur die Fariseërs gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met 'n sigbare tekens nie, en hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne jou. Baie keer is ons op soek na die koninkryk daar buite, en Here, gaan ons in uitreike die koninkryk ervaar. Here, gaan ons op 'n naweek van Fire Conference en op 'n naweek van profetiese fees die koninkryk ervaar. Meantime sit jy nog heeltyd met die sleutel in jou hand. En dis die konsep wat ek wil vasmaak. Ons het soveel koninkryk in ons opgesluit. Ons is geskaap in sy beeld. Ons het die Heilige Gees wat konstant met ons beweeg. Ons beweeg in sy krag. Maar ons soek dit nog ekstern. Ons soek dit op 'n ander plek. En dis wat ek wil probeer kom regmaak. So, wat maak ons hier op aarde terwyl ons wag vir die koninkryk om te kom? As 'n paar goed waarvoor ons geroep word buiten. Ek het hiervoor, dis nou nie skrif wat ek hierso gebruik het nie, maar ons ken jou redelike godsdiens, skrif, God welgevallige lewendige offer wat ons aan God gee, is ons redelike godsdiens. Great, dit besef ons. Hier's nog vir wat aan jou verwag word as disipel, as Christen, as volgeling van Jesus. Matteus 5 vers 13 tot 16. Alles konsepte wat julle gaan ken. Matteus 5 13 tot 16. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Pause. Sout van die wêreld. Ons is geroep om smaak te bring. Ons is geroep om op ander kere nie so plesierig te wees in die mate van waarheid bring, in die mate van dit wat mense nie in dieselfde rigting ewesklik volg nie, om te sê, wow, hierdie ding is verkeerd. Hierdie ding is nie die rigting waartoe ons skuif nie. Verder, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op 'n staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Dadelik skuif ons na, hy word verheerlik. Ons is die sout en lig, great. Maar hy is nog steeds die een wat die verheerliking kry, amper sê ek praise, en hy doen. Maar hy is die een wat die beloning daarvan kry. Mense sien hom, mense moet hom sien in jou werke, en nie, jy het 'n great situasie daar gedoen, soos my groot hoop is, sien asseblief Jesus in die preek eventually, of nou al, as, ek hoop, as wat julle net sê, okay, cool, yes, daai ou was op stage, cool. Laat julle lig so skyn voor mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is. Nommer 2, waarvoor ons geroep word, so sout en lig van die aarde te wees, om disippels te maak. Matteus 28 vers 19 tot 20 praat ook daaroor, maar spesifiek 19. Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. 'n Disipel is nie net iemand wat ons gou vinnig na die Here toe lei, soos en daar great, cool, daar, sharp ou, jy's nou 'n disipel. As disipel volg ons sy wil, as disipel onderskei ons sy wil, as disipel soek ons om van heerlikheid na heerlikheid te gaan, saam met hom, te word soos wat hy, na sy beeld wat hy ons geskaap het, in Engels sê sanctification, om by hom uit te kom. As disipels is dit wat verwag word van ons. Nommer 3, skanse af te werp. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5.
2 Korintiërs, het ek gesê 10 Korintiërs, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons nie die stryd volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Ons het laasweek gepraat oor die krag van waarheid in ons lewe as Christene. Hoe ons waarheid gebruik as die wapen teen leuns, as die wapen teen wat in die wêreld gebeur, 'n vervalle wêreld waarin ons is die kennis van God, die ding wat ons moet beskerm, die kennis van, kom ek sê so, AI. Ja, daar's kere wat dit maklik is om te sien, maar ander kere is dit taaf. En kyk hoe maklik is dit vir so iets wat uit mens uitkom om iewes skielik ons almal te flous. Ons almal baie kere, dis pretty much plain obvious as 'n leeu iewes skielik 3 backflips doen en daarna soos doen hy Macarena. Soos so iets is obviously soos nie. Maar daar's soveel ander goed van mense wat dinge sê, mense wat baie kere sê soos hier's 'n waarheid, kom ek vertel vir jou en eie interpretasies van skrif. Baie kere vertrou ons deesdae vir ChatGPT en vir Gemini en whatever. Wat beteken die skrif? In plaas van homself die interpretasie geneem. Min weet ons, en ek sê nie AI is uit en uit demonies en verkeerd nie, gebruik dit reg. Ons moet onafhanklik van AI beweeg om nog steeds self die interpretasie gaan soek, nog steeds self die waarheid te gaan vind. Ek sê baie kere vir die tieners, as ons enigiets wat ek preek, as dit nou by hulle is en die paartjie hierso, enigiets wat ek praat of preek, soek dit self. Kom op 'n plek dat jy vat self nie eers net my woord nie. Gaan kyk dit wat ek oor praat of jy dit sien in skrif. As nie, eers kom praat met my. Soos ruk my ook reg as ek ooit in so 'n posisie is. Doen ek my due diligence? Doen ek my werk om seker te maak ek is in konteks? Doen ek my werk om seker te maak dat die waarheid wat ek bring vir die tieners is die waarheid? Ja. Maar as op 'n bladsy moet kom, Jesus asseblief, dan wil ek repent en ek wil gaan regmaak. Maar soek die waarheid self. Moenie dat die wêreld vir jou heeltyd sê wat's die waarheid nie. Ek dink dis waar ons as kerk baie kere ons krag verloor het. Ons het staat gemaak op die pastoor se woord wat hy by die Here gekry het om ons aan die gang te hou, eerder as ons eie woorde te gaan haal het. Eerder as self afhanklik te gewees het. So ons word geroep om skanse. Jy kan nie 'n skans afwerp of wegkry as jy nie self bewus is van die waarheid nie. Ek kan nie 'n oorlog gaan beklei en sê JC het gesê dat en JC het gesê dat. Ek meen as ek nou elke persoon moet gaan aanvat oor JC se woorde, staan ek glad nie my eie waarheid nie. Staan ek glad nie sodra iets moeilik raak, is dit meer soos okay, maar wanneer die openbaring self vir jou kom, wanneer die openbaring self van die Here afkom en vir jou kom wys, Jesus, hierdie is die waarheid my seun, my dogter, is daar soveel meer van 'n besef en 'n vashou. Dis hoekom ons kan sien dat die disippels dat dit nie 'n valse storie is nie. Hulle was bereid, hulle het die openbaring gehad, hulle was bereid om te sterf vir dit, nooit om dit op te gee nie. En op so 'n plek so openbaring te kry van hom om te sien, hierdie is nie die waarheid nie. Kom ek werp dit af. Kom ek kry die skans weg. Efesiërs 4 vers 23 tot 25. Ons moet die waarheid bring. Vers 23, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. En julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Ons moet die waarheid moet versprei word. Die waarheid, daar's niets anders wat ons gaan vrymaak nie. Die waarheid is wat vrymaak. Ek het vroeër die week, laasweek ook self eintlik al. Ons almal is disippels, korrek? Ja, ek sien daar 'n paar koppe wat knik. Ek is bly, dankie John. Ja, ons almal is disippels, ons almal is volgelinge van Christus. Ons almal glo in die boodskap wat ons hoor op 'n Sondag. Yes. Word ons elkeen geroep om die wapenrusting van God aan te trek?
Yes. Nou is my vraag aan jou. Nee, nie vraag nie. Daar's die verskillende linies in die koninkryk van God, in die weermag, dat hierdie een het 'n swaard, daai een het nie 'n swaard nie, daai een het 'n pyl en boog. Ons elkeen die wapen van rusting. Wapenrusting van God het almal 'n skild, almal het 'n swaard, almal het 'n helm, almal het 'n borsharnas, almal het die gordel en die skoene van bereidheid. Ons almal het en moet daai aantrek. So wanneer jy 'n swaard in jou hand het, dis nie 'n loopstaf of iets wat jy gebruik nie, dis iets wat jy eintlik mense mee aanvat. Ons kan se af te werp. Ons kan nie met die waarheid, die swaard is die woord. Skerper en sny tussen of daar val dit my nou weg. Maar die woord is skerper as 'n tweesnydende swaard wat skei tussen gees en siel, tussen murg en gewrig. Skerp. En baie kere vind ek onsself dat omdat ons nie die waarheid 100% ken nie, in plaas van met 'n swaard sit ons met 'n ou messietjie. En van ons met 'n bottermes, want ons is nie seker wat om met hierdie waarheid te maak nie. Die waarheid is nie groot genoeg by ons dat ons eintlik iets kan aanvat in die gees, eintlik iets kan neerwerp. Want ek meen, jy gaan enige onwaarheid, enige skans, gaan jy net meer aanloklik maak lyk as jy hom net botter smeer. Dit gaan baie beter wees as jy die ding eintlik neerwerp. En dis die konsep wat ons moet doen, of moet bereik. Selfkere, hierdie messietjies wat jy kry by Crazy Store, man, lyk asof jy 'n ding hier kan uithaal, hierdie ding gaan my steek, en sodra iemand steek, dan trek hy hele lem weer terug in die ding in. En dis baie keer waarmee ons sit, want ons waarheid is nie sterk genoeg. Iemand word geroep om waarheid te bring. Daarom lê die leuen af en spreek die waarheid. Ons stryd is nie vleeslik nie, kragtig deur God om vestings neer te werp, wapens wat ons kry van die gees. Dis hoekom jou geestelike swaard so 'n konsep moet wees dat ons moet op fokus. Ons waarheid moet opstaan sodat ons eintlik iets kan neerwerp. Volgende konsep, Matteus 10 vers 8. Maak gesond en dryf demone uit. Matteus 10:8. Maak siekes gesond, reinig malaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang. Verniet moet julle dit gee. Ja, Jesus praat hier met die 12 disippels en daar spesifiek in Matteus 10 praat hy van die apostels. Jy's 'n disipel. Jy word vir dieselfde geroep. Jy's 'n volgeling van Christus. Jy loop in sy beeld, jy loop in sy weë, in sy maniere van doen. Dieselfde word verwag van jou. Maak siekes gesond, reinig malaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Markus 16 vers 17. En vir die wat glo, sal die volgende teken sien. Hande op siekes lê en hulle sal gesond word. Ons sal duiwels uitdryf, ons gaan deur slange gepik word en niks sal met ons gaan gif drink en alles gaan fyn met ons wees. Vir die wat glo, disippels, volgelinge. Ons word geroep vir soveel meer as net die een konsep. Ek dink baie kere verwag ons, my roeping is hierdie een ding wat ek doen, en as ek nie besig is met hierdie een ding nie, is ek nie besig met wat die Here my voorgeroep het nie. En ek dink dat baie keer sit ons die pot mis om ander gevalle, ander situasies waar die Here iemand kon bedien, waar iemand kragtig deur jou kom beweeg, sit ons dit mis, omdat ons net fokus op hierdie een ding, en Here, as ek nie daar uitkom nie, is my lewe 'n flop. Ek vertel Vrydag, daar's 'n ou in Ierland gewees, vir jare, evangelis gewees, vir jare ouens gelei na die Here toe, nooit iemand voor hom voor sy oë gesien, die Here aanneem nie. Jare later is daar 'n kerk wat ontstaan het, en almal kom agter, ons het dieselfde storie. Daar's iemand wat my na die Here toe gelei het ek daai dag aanvaar? Nee, maar later, die saad is geplant. Kry jy altyd die resultaat? Nee. Plant jy die saad baie kere en ons vertrou dat hy dit gaan water? Ja, hy is die naprediker. Hy is die een wat gaan besoek nadat ons klaar is. Daai ou het hulle toe later gekry, en hy het geglo sy lewe was 'n flop.
Hy het gevoel die Here roep hom om 'n evangelis te wees. So die vrug van 'n evangelis is mense wat by die Here uitkom, siele wat ek wen. En omdat hy dit nooit gesien het nie, het hy gevoel sy lewe is 'n flop. Maar daar ontstaan 'n kerk van sy getrouheid, omdat hy nie gestop het by die tweede een wat hom nie of wat die Here nie aangeneem het nie, of die derde een nie, maar nog steeds bly hardloop het. Kolossense 3 vers 1 tot 2, amper sê 1 tot 12. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Ons kyk deur hierdie gaatjie in die deur en glo dis wat dit altyd gaan wees. Maar om deur te druk aan Here, wat's volgende? Wat is die volgende konsep wat ek kan aanvat? Waartoe gryp ek volgende sodat ek die koninkryk kan afbring aarde toe, dat ek die koninkryk kan vasmaak hier op aarde? Waar is die voorbeeld wat ons sien self dat ons so iets moet doen? Jesus. Hy bid presies dieselfde ding. Al is hy in sy vlees steeds God, voluit man, bid hy steeds, Here, laat u wil geskied, die onsse Vader. En ek gaan hom vir julle lees, Lukas 11 vers 2. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê onsse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dan gaan hy verder en gee ons vandag ons daaglikse brood, vergewe ons sondes, net soos ons sondaars vergewe, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Soveel waarheid in een gebedjie wat self Jesus bid. Here, ek wil my God, ek wil die koninkryk laat manifesteer hier op aarde. Ek wil koninkryk afbring. As ons bid vir siekes, bid ons soos in die hemel, net so op die aarde. As mense se bene gebreek is, of daar's iets wat nie eers daar is nie. Here, soos in die hemel, net so op die aarde is, nou in sy liggaam. Dis wat ons soek, dis wat ons moet doen, dis wat ons moet najaag. 2 Korintiërs 4, 16, 18. Sy koninkryk op die aarde. Vers 16. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, die hemel. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Ek love dit. Ek love it. Bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Soek die koninkryk konstant. Soek na sy wil. Jou beloning het soveel meer van 'n effek, soveel meer van 'n gewig in die geestesrealm. Jou effek in die gees is soveel groter omdat jy hom ondersoek, omdat jy saam met die Heilige Gees beweeg, omdat jy beweeg op sy stem, omdat jy beweeg op dit wat hy vir jou uitwys. Gaan bid vir daai persoon. Tree in vir daai persoon. Wees die waarheid in hierdie situasie. Waarheid is nie altyd 'n klap teen die kop of iets kras nie. Waarheid en liefde. Hy was die perfekte voorbeeld van waarheid en liefde. Is daar plekke wat ons soms mense bietjie harder moet aanvat? Ja. Ons word geken as disippels deur 2 dinge. Vrug en ons liefde vir mekaar. Ons liefde vir mekaar. Jakobus 1:22 tot vers 1:22 tot 25. En word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien.
Want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Daar's vreugde, daar's vryheid, daar's teenwoordigheid in sy wil, in luister na wat hy vir jou het. In recap, ons word geroep om sout in die lig te wees op die aarde. Ons word geroep om demone uit te dryf, siekes gesond te maak. Ons word geroep om die waarheid te bring. Ons word geroep om skanse af te werp, neer te werp. En ons word finaal geroep om hemel af te bring aarde toe, hemel af te roep in situasies aarde toe, as disippels, as volgelinge. Ons lees oor ons redelike godsdiens. Hierdie word van ons verwag nog sonder dat hulle uit en uit sê, hierdie word van jou verwag nie. Hierdie is deel van wat ons doen. As jy nie beweeg in jou een roeping wat die Here het vir jou nie, of wat jy ervaar die Here het nou op jou lewe nie, raak betrokke met die dinge. En jy gaan hom baie vinnig ervaar. Jy gaan hom baie vinnig sien. Jy gaan hom baie vinnig leer ken. Ewige lewe is om hom te ken. Johannes 17 vers 3. Ek wil hê ons moet aktief begin raak om dat ons lees om hom te verheerlik. Mense gaan die lig op die heuwel sien en hy gaan verheerlik word. Ek wil hê jy moet aktief raak sodat hy verheerlik kan word, sodat mense hom kan sien. Jakobus 2, 17 tot 20, en dan gaan ek spring na 26 toe. Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en nie die werke, en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke, my geloof toon. Jy glo dat God een is. Jy doen goed. Die duiwels glo dit ook, en hulle sidder. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder werke dood is? Want soos die liggaam sonder gees dood is, so ook is die geloof sonder werke dood. Ek dink ons beweeg baie keer as kerkgemeenskap, vertrou ons die paar wat uitskieters is, die profete, die ouens wat genees, die evangeliste, vertrou ons die vyfvoudige uitskieters, as ons so kan sê, om al die werk te verrig. En die res van ons, en ek self is verlang onder dit, om die werk te gaan verrig, want julle word geroep vir die voltydse bediening. Of jy geroep word vir die voltydse bediening of nie. Hierdie is alles moet deel wees van jou CV. Dit is nie 'n werk vir die pastoor nie, dit is nie 'n werk vir, soos wat ek nou nog gesê het, vir die godsmanne wat ons sien, wat hierdie kant toe aankom nie. Ek soek haar ou se naam. Hy's 'n God's General. Damn it. Hy het genees. Hy was 'n uur ouetjie. Nee. Ja, okay. Either way, ek gaan seker nou by hom afkom. Maar die konsep, yes, dit kom my pla. Google vir my asseblief. Dis 'n man. Maar een groot ding wat hy besef het en hoe hy beweeg het, hy was baie Smith Wigglesworth. Sy, dis 'n mannetjie. Was hy lank of kort? Want Wigglesworth klink maar kort. Naaste by kort, okay. Die een konsep waarin hy kliphard beweeg het, is hy het besef die waarheid en die krag in die naam van Jesus Christus. Dis iets waarin hy kliphard beweeg het. Jy kon hom nie anders bewys nie. Dit was vir hom oorskrydend oor alles. Dit was vir hom die een krag waarin jy altyd op kan staat maak, altyd op kan vertrou, en dis waar uit hy sy bediening uit beweeg het. Konstant in waarheid, konstant in die krag
en die gewig agter net die naam van Jesus. Hier lees ons, jy glo dat God een is, jy doen goed, die duiwels glo dit ook. Selfs die duiwels glo in Jesus. Wat maak ons verskillend wanneer ons beweeg in sy krag, in sy koninkryk, teenoor net dit weet? Want dan staan ons gelyk, wil ek amper sê. Smith Wigglesworth wat so gaan kyk na plekke wat hy bedien het, lees sy boeke. Jy gaan die een konsep, sy goue draad is, ek weet wie Jesus is. Ek ken die ewige lewe. Ek ken die waarheid in sy naam. Catherine Kuhlman het ook suiwer skrif bedien. Nie doekies gedraai nie, niks versieringssuiker of enigiets opgegooi nie. Maar uit daai waarheid is weer eens God's general, sê besef die waarheid wat in skrif is, die waarheid in die woord, wat jou geestelike swaard word wanneer jy besef wat die waarheid is. Word daders, beweeg in die waarheid, beweeg in die woord wat vir jou gegee word. Ek gaan die band so lank vra om op te kom. Asseblief. Hebreërs 11 vers 1. Ons vir die hemel afroep tot op aarde. Die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Bewyse van die dinge wat ons nie sien nie. Lê jou geloof op 'n plek dat jy bereid is om hierdie onsigbare goeders af aarde toe te trek. Ons sien in die onsigbare lê 'n ewige gewig. Ek wil amper stop op net die vraag, waar lê jou geloof? En nie om jou te laat sleg voel nie om jou te laat dink, ja, ek kyk nou weer vir my, want ek dink ons onderskat onsself baie keer. Maar uit 'n plek van, waar wil ek kom? Hoe gaan ek daar uitkom? Wat is dit wat ek nodig om op my CV te sit? Wat is dit wat ek benodig om in te funksioneer? Dat ek op hierdie plek wat ek graag wil wees, as ek nie daar is nie, by kan uitkom. En as jy op die plek is wat jy wil wees, wat is die volgende plek? Want hoe skuif jy volgende? Wat is die volgende ding wat jy aanvat? Die volgende ding wat jy gryp in die gees vir Jesus? En laaste, Romeine 10 vers 17, hierdie is nie op die bord nie. Engels kom baie vinnig kop toe, maar die Afrikaans sê, geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Engels wat sê, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. As daar 'n fondasie, 'n beginpunt, 'n ontstaaningspunt kan wees, woord. Soek hom, en op 'n ander dag sal ons seker maar 'n praktiese preek om vir ons vir die wat nie betrokke is by woordskool nie, om by dit uit te kom. Maar soek hom in die woord. In die woord is die waarheid, in die woord is die karakter van Christus, in die woord is die krag. In die woord om Jesus te ken is die ewige lewe. Hy is die woord, hy is die waarheid. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die opstanding en die lewe, sê Jesus. Daar's soveel meer wat vir ons wag. Nou het julle gehoor, geloof is dus uit die gehoor. Julle Bybels wag vir julle by die huis. Dis basically wat ek vir julle wil sê. U is God. Word verheerlik, Here, deur ons geloof, deur ons aksies. Here, deur dit wat ons geroep word vir U. Meer as net die spesifieke een. U is ons koning. Ons is afhanklik van U, van U stem, U vrede, U genade, U teenwoordigheid.
Here, ontvang 'n soet geur van ons elkeen vanaand. Ons wil, Here, lei ons, wys ons waar en hoe, Here. Ons sal volg. Stuur ons. U is kosbaar vir ons elkeen. Jesus. Dankie, Here Jesus. Amen. Ry. Veilig ry. Mag julle 'n lekker aand hê. En ons sien julle volgende Sondag. Selfde tyd, selfde plek. Asseblief met ander klere. Dankie. Bye bye.